Baie welkom by Versteekte Juwele. Epafroditos, seker nie 'n naam wat jy onthou uit die Bybel nie, maar tog 'n groot geloofsman. Nadat ek nou al seker die Filippense brief 'n paar keer moes gelees het, moes ek eenmal 'n Bybelstudie daaroor lei en toe het ek Epafroditos herontdek. En dit is min dat Paulus soveel aandag gee aan een persoon in sy briewe. Epafroditos se optrede was beslissend geweest vir die skryf van die brief aan die Filippense. Paulus was verhoorafwagtend in Rome nadat mense in Jerusalem hom wou doodmaak en sy sake toe deur die Romeinse owerheid hanteer en hy is Rome toe gestuur om daar voor die keiser te verskyn. En die gemeente in Filippi was die eerste gemeente wat Paulus op die vasteland van Europa gestig het. En daar het 'n besondere band tussen hom en hierdie gemeente bly voortbestaan. Die gemeente het toe verneem dat Paulus in die gevangenis in Rome is. En hulle het toe 'n geskenk na hom toe gestuur. En die persoon wat die geskenk moes neem, was Epafroditos. Paulus noem hom 'n medewerker, iemand wat hy goed geken het van vroeër. Nou om te reis destyds was baie moeiliker as vandag sonder spoor, lug en padvervoer en dikwels lang ende te voet, waar 'n vlug van Filippi na Rome ongeveer 2,5 uur sal neem, sou 'n reis destyds 2,5 weke of langer moes geneem het. En op die pad Rome toe of miskien net nadat hy in Rome aangekom het, het Epafroditos ernstig dodelik siek geword. Maar God het hom oor Epafroditos ontferm, skryf Paulus. Epafroditos het Paulus gaan besoek in die gevangenis om hom te bemoedig namens die gemeente van Filippi. Dit was koninkrykswerk en in die proses het hy by die dood omgedraai. Nou reageer Paulus op die weldaad van die Filippense en hy vermeld Epafroditos spesiaal, veral omdat laasgenoemde ernstig siek geword het. Sy band met Epafroditos en sy besorgdheid oor hom is duidelik en ons weet nie hoe lank Epafroditos by Paulus in Rome moes gebly het nie, maar lank genoeg sodat hy die Filippense kon laat weet het van sy siekte en van hulle antwoord kon terugkry, voordat Epafroditos huis toe is. En nou kon Paulus hom gesond vir hulle terugstuur, sodat sy gemeente hom kan terug ontvang. Epafroditos is van die soort materiaal wat die kerk so nodig het. En die broederskap wat destyds geheers het, is dit wat die kerk verenig en versterk.